Goeiemôre julle, kom ons almal staan op en maak ons die naam van die Here groot. Is the only way for me. It's a narrow road that leads to life, but I want to be on it. It's a narrow road, but the mercy's wide, 'cause you're good and your promise. I'll take you at your word. If you said it, I'll believe it. I've seen how good it works. If you started, you'll complete it. I'll take you at your word. You spoke, and the chaos fell
kry koud. Hierdie song sê, I will take you at your word. Sê gou vir die ou langs jou, die Here is nog nie klaar met my nie. En sê nou vir die ander ou langs jou, ek is so bly hy is nog nie klaar met my nie. Julle kan gou julle sitplekke neem, amen. Terwyl jy sit, gaan ons vra dat ons die tiendes en die offergawes opneem, en weer eens van ons as leierskappe wil ons baie dankie sê vir julle bydraes. Dit word opreg waardeer, en julle is die rede hoekom die ligte aan is, julle is die rede hoekom die woord van die Here vandag uitgaan, net in Alberton nie, maar in Kreersdorp, in Indië, in China, en reg oor die wêreld is julle. En ons wil sê baie dankie vir julle bydraes, ons waardeer dit regtig. Net gou 1 of 2 aankondigings. Nou, wie is nou weer vrouens hierso? Come on. Yes. Die 11de Mei is julle dag. Mans, die oggend moet jy vroeg opstaan. Hoor nou, hier is 'n tip. Staan op en maak vir jou vrou at least koffie. Want dis Moedersdag. Kry in elk geval. So jy het elke dag Moedersdag, so jy gaan nie. Okay, so jy gaan uitmis, sorry. Dis Moedersdag en die Sondag aand het ons She Conference spesiaal vir ons vrouens. Nou, julle gaan getreat word, glo my vry. As julle weet wat word beplan vir daai dag, is daar geen manier dat jy vir jouself gaan sê, ek mis dit nie. Dit gaan een van die rooi letter datums wees in jou lewe as vrou. So wees asseblief daar, merk daai datum uit. As iets moet gebeur, skuif dit 'n week aan. Jy gaan uitmis as jy nie daar is nie. Is julle reg vir daai? Dames, julle klink super excited, hoor. Okay. Ek is seker daarvan as ons manne daar gaan kom, gaan ons woep. Ja, okay. Dan vanaand begin ons met die nuwe kwartaal met ons impakgroepe. So ons impakgroepe is ons klein groepe wat reg oor die dorp ontmoet. So as jy nou nog nie in 'n impakgroep is nie, wil ons jou uitnooi vir vandag 5:00 hier by die kerk sal daar 'n impakgroep ook wees, dan kom kyk wat ons doen. Maar as jy in 'n impakgroep is, dis waar ons familie en dit is waar ons die lewe saam doen. Is julle reg? Is julle excited oor hierdie nuwe seisoen van impakgroepe? En dan ook vanaand het ons connect aan. So as jy nuut is in die gemeente en jy wil bietjie meer uitvind van wat ons doen, waar ons glo, waantoe ons op pad is dit jou tyd. Vandag 4:00 hier by die kerk in die lounge het ons connect aan. Kom connect met ons wil jou ontmoet. Jy moet ons ontmoet. Dis vir jou voordeel. En dan gaan ons bietjie net met mekaar lekker gesels. Amen. Is jy reg met die naam van die Here groot te maak? Vanoggend glo ek die Here gaan iets in jou hart plant as 'n sleutel van transformasie wat jou lewe kan verander in 'n oogwink. As jy vanoggend snap, gaan iets in jou lewe gebeur. En van die begin af wil ek sê, kry jou hart in lyn. Sê Here, ek is hier vir jou. Amen. En kom ons aanbid regtig uit 'n plek van nederigheid en sê Here, hier's ek. Is jy reg? Kom ons staan op en gee ons die Here sy eer. Amen. Look at the flowers in all of their beauty. I don't have to wonder, you know what you're doing. So why would I worry at all? You're faithful to supply everything I need, everything I need. My Father has it, my Father has it. Every single time, the Lord will provide. My Father has it, my Father has it. Oh, my Father has it.
Lord will provide. 'Cause I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. I know my God's not. Cause the kingdom and its treasures, everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. I know my God. I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide everything I need. Everything I need, I know my Father has it. My Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it. My Father has it. Everything I need. Everything I need, I know my Father has it. My Father has it. Every single time the Lord will provide. My Father has it. My Father seeks first the kingdom and His treasure. Everything else it will be added. All that I needed, I know the Lord will provide. I know my God. I know my God's not empty-handed. He gives us blessings upon blessings. I'm still believing. I know the Lord will provide. I know the Lord will provide. I know the Lord will provide. We just want to worship you. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Lord, this is my desire, to pour my love on you like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I'll pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. And I don't know how to say exactly
my heart. I'll pour my love on you. Praise is like perfume. I'll lavish mine on you till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. His praise is like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. 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 Like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. His praise is like perfume. I lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. I pour my love on you. On you. I pour my love on you. I pour my love on you. We worship
Here, daar's niemand soos U vanmôre, Here. Dis hoekom ons aanbid. I worship you, oh Prince of Peace. That is what That's right. I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. Oh, there is none Kom ons gee like vanmôre ons lof. I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There's none like you. Oh, there is none like you. I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. Oh, there is none like There's none like you. Lord, there is none like you. Here, daar's niemand soos U nie. Lord, there is none like you. Dis hoekom ons aanbid vanmôre, Here, daar's niemand soos U vanmôre nie. There is none Kom kerk, kom ons verklaar dit, Here, daar's niemand soos U nie. Daar's niemand so goed soos U nie, Here. Lord, there is none like you. Daar's niemand soos U nie, Here. Lord, there is none like you. There is none like you. Ek voel vanmôre moet ons een ding besef. Dat jy aanbid 'n God. Hoor jy wat ek sê? Jy aanbid 'n God, jy aanbid nie 'n mens nie. Jy aanbid nie jou eie belange nie. Jy aanbid nie jou eie opinies nie. Daar is niemand soos hy nie. En as jy uit alle eerlikheid daar kan staan en sê, I give you praise, you are my righteousness, and there is none like you. En jy buig in jou hart en jou lewe vir God nie. Ja. Hy is nie 'n mens nie. Wil jy nie net daar staan en sê, Here, ek kom lê my lewe voor U neer nie. Jy het al die moeite gedoen om kerk toe te kom. En ek hoop dis nie uit 'n tradisie uit nie. Here, ek het kerk toe gekom vanmôre om my lewe voor U te buig en te sê, I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. Ek buig voor U. Ek lê my lewe voor U neer. Want jy is waardig vanmôre. Jy is waardig om aanbid te word. U is waardig om geloof te word. Daar is niemand soos U nie. Daar is niemand soos U nie, Here. Daar is niemand soos U nie, Here. Daar is niemand soos U nie. Here, dankie dat ons net vanmôre in U teenwoordigheid kan kom. Met die wete, Here, ons is niks sonder U nie. En vanmôre, Here, as ons in U woord indelf, ek bid nou vir geopende harte, vir geopende gedagtes, vir ontvanklike gees, dat ons hierdie sleutel wat U vir ons vandag verdeel, 'n sleutel maak wat ons gaan gebruik om deure oop te sluit in ons lewens, Here.
my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Sê vir jou langs jou, daar's niemand soos hy nie. Amen. Dan mute ek myself. Dit is 'n rookie mistake, sorry. Is julle bly om hier te wees môre? Nou, die een ding van preek, dis nie soos bicycle ry nie. En toe Pastor Karel my vra om hierdie woord met julle te deel, onmiddellik voel jy die gewig op jou skouers. En ek het regtig by die Here gaan hoor, en ek glo vanoggend is hierdie sleutel van transformasie. As jy die sleutel gaan gebruik in jou lewe, gaan iets ontsluit. En jy gaan oorwinning op oorwinning behaal in jou lewe. Is jy reg vir die woord van die Here? Kan ek net gou 'n slukkie water vat? Amen. So, een ding van 'n sleutel, ons is nou besig met 'n reeks wat genoem word die sleutels van transformasie. Een ding van 'n sleutel is 'n sleutel is net 'n sleutel as jy hom nie gebruik nie. Waarvoor is 'n sleutel gemaak? Om goed oop te sluit en goed toe te sluit. So ek hoop julle is uitgekoop vir hierdie reeks. Want hier is precious sleutels. As jy hierdie sleutels gaan vat en aan jou lewens sleutelhouer sit, is daar bitter min goed wat jy gaan teekom, wat jy nie 'n sleutel het om goed oop te sluit en toe te sluit in jou lewe nie. Julle ken ons nou, ek sien hier's manne wat in die kerk, as hulle hier aankom, dan hoor jy hulle so 4 blokke ver met hulle fancy karre. Ek gaan nie vir chat kyk nie. Maar al het jy die vinnigste V8 in die wêreld, en jy gebruik nie die sleutel nie, dan is dit net 'n kar. Dan is dit 'n baie duur paperweight. Maar vanmôre wil die Here jou nog 'n sleutel gee. En ons gaan vandag praat oor die sleutel van aanbidding. Nou ek is super excited, en kan ek begin om te sê, aanbidding is nie die stadige songs wat ons op 'n Sondag sing nie. Wow. Ons, kyk soos na jouself en sê, ek is gemaak om te aanbid. Kom ons kyk bietjie na Isaiah 43 verse 6-7. Sorry, ek gaan 'n paar skrifte lees in die Engels, want dit sê dit net baie mooi. Hy sê, I will say to the north, give them up, and to the south, don't hold them back. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, sê vir jouself, ek is geroep by my naam. Al is jou naam Sarah of jy is geroep. Whom I created for my glory. Whom I formed and made. Ja, dis mooi. Revelation 4 verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things. Hoeveel dinge? All things. And for thy pleasure thou art and were created. So jy was gemaak om te aanbid. Nou die ding is, jy is gemaak, jou blueprint is gemaak om God te aanbid. Amen. Maar die probleem is met ons mensdom, as ons nie God aanbid nie, daai honger, daai holte raak nie vol nie, dan soek ons ander goeders om te aanbid. En ons sien dit reg deur die lewe. Mense wat nie aan God behoort nie, begin goed aanhang, begin goed ander goed aanbid, begin goed anders soek. Hulle is honger na iets en net God kan daai leemte vul. Amen. Niks anders wat jy probeer najag, idolize, whatever that may be, kan daai leemte vul nie. Jy is gemaak om God te aanbid. Nou vandag gaan ons bietjie indelf
in die woord, en ons gaan kyk na hierdie woord aanbidding as 'n sleutel. En as jy hierdie aanbidding as 'n sleutel gaan gebruik, gaan God begin iets in jou lewe losmaak. Man, het jy geweet, aanbidding is die enigste ding wat jy vir God kan gee, wat hy nie vir jou gegee het nie. Think about that for a while. God het jou nie aanbidding eers gegee nie. Alles anders het God eers vir jou gegee. Aanbidding is die enigste ding wat ons vir God kan teruggee, wat hy nog nooit vir ons gegee het nie. Aanbidding verander nie wie God is nie. En mense hoor baie keer dat mense dink oor God, en dit is my hartseer as mense kyk op social media, dan vat hulle die aanbidding aan. Hoe kan jy 'n God aanbid? Is hy so egotistiek dat hy die hele tyd aanbidding nodig het? Nee. Jou aanbidding verander nie wie God is nie. Dit verander wie jy is. Dit verander wie jy word. Nou ons gaan 'n bietjie kyk na 3 stories in die Bybel vandag, as jy okay is met my. Is jy nog hierso? Nou ek kan al hierso afsluit, maar ek sien daar's 'n paar wat nog 'n bietjie oortuiging nodig het. So ons gaan. Is reg. Nou die eerste storie het ons nou al 'n paar keer hier van die kansel afgehoor, en dit is die storie van Abraham en Isak. Nou dit is nogal 'n tawwe storie. Abraham wag jare en jare en jare vir 'n seun, en die Here gee hom hierdie seun Isak, en hy is vrek lief vir hierdie kind. En eendag besluit God, ek gaan hom toets. En hy sê vir Abraham, gaan offer jou seun Isak. En vir 3 dae lank loop hulle na die berg toe waar hulle hom nou gaan offer. En dink gou 'n bietjie daaraan, as die Here vir jou so 'n opdrag moet gee, en jy moet vir 3 dae loop, waar sal jou gedagtes heen gaan? En die vraag wat hy moes mee deel, met sy kind, oor die pa, ons gaan nou na hierdie berg toe, maar ek sien hout, ek sien alles, maar ek sien nie 'n offer nie. Al wat sy pa vir hom sê is, die Here sal voorsien. En ons stel die storie op in Genesis 22 vers 5. Hy sê, toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Die eerste verwysing in die Bybel, as jy gaan 'n word search doen en jy sit in worship, is die eerste keer wat die woord worship gebruik word in die Bybel, word hier aangeteken. Toe Abraham vir sy dienaar sê, hoor, julle bly hierso, ek en my seun, ons gaan op na die berg toe, want ons wil gaan worship. Maar, ons kom terug na julle toe. In Abraham se hart was hy so oortuig in sy geloof, en hy het vir homself gesê, al moet ek my kind vandag offer, ek vertrou God 100% dat hy my kind weer sal opwek na die tyd. As jy in aanbidding kom voor God, dan gebeur daar iets in jou lewe. Hierdie woord van aanbidding is gelykstaande aan gehoorsaamheid. Ek kan nie in dit dink, die eerste keer wat aanbidding gebruik word in die Bybel, die woord worship, word gekoppel aan gehoorsaamheid. Jy sien, baie keer wil ons eers die antwoord hê op die vraag wat ons het, voor ons aanbid. Kan ek hierdie stelling maak? Jou antwoord kan wag, jou altaar nie. Die feit dat God van jou verwag om sekere goeders neer te lê op die altaar, in 'n aksie van aanbidding, in 'n aksie van gehoorsaamheid. Dit is ware aanbidding. Om te sê, Here, maak nie saak wat dit my kos nie. Ek gaan dit op die altaar lê, want my antwoord kan wag, maar my aanbidding kan nie wag nie. My altaar kan nie wag nie. Want ek weet, alles wat ek op die altaar sit, Here, gaan U vir my teruggee, al is dit in 'n ander vorm. Die Here is niemand se skuldenaar nie. Die oomblik as jy dink, I can outgive God,
dan maak jy die grootste fout van jou lewe. Want die altaar waarop jy jou offer sit, is vir God 'n incubator vir 'n wonderwerk. So nothing that you can give God is vir hom 'n surprise, of sê, Jesus, hierdie is te groot, ek kan dit nie teruggee nie. So vanoggend wil ek jou sommer van die begin af challenge en sê, moenie bang wees om te sê, Here, wat wil jy van my hê nie? Al kos dit om iets belangriks wat ek lief het te offer. Want ek weet, Here, al gaan ek, en ek tel die mes op, U gaan vir my voorsien, want U gaan nooit toelaat dat goed in my lewe doodgaan, voordat U lewe bring nie. God will always give life, al voel dit vir jou asof jy doodgaan. Offer. Die tweede storie waarna ek wil kyk, is die storie van Job. My genade. Wie het al Job gelees? Ek kan nog nie verstaan hoekom hulle nog nie 'n movie van hierdie ding gemaak het nie. Dis crazy. Dit is crazy. In Job 1, die eerste boek van Job, word hierdie ou toegegooi en hy verloor alles. Hey. As jy dink jy het al goed verloor in jou lewe. Nope. Gaan lees 'n bietjie Job 1. Toe die slegte nuus na hom toe aankom, toe kom dit soos golwe, die een na die ander. Die Bybel sê, dan kom daar 'n boodskapper, dan sê hy, al jou kamele is dood. En ek is die enigste ou wat oorgebly het, en die res van die diens nou, en net toe hy klaar is, toe kom die volgende ou, en hy gee vir hom slegte nuus. Die volgende ou gee vir hom slegte nuus. Die volgende ou gee vir hom slegte nuus. Die een na die ander ding, en die laaste boodskapper wat inkom, sê vir hom, ek is jammer om vir jou te sê, maar al 7 jou kinders was in 'n huis, en daar was 'n sterk wind, en al 4 die hoeke het ingeval, en al 7 jou kinders is dood. Nadat hy al sy besittings, en Job was, die Bybel sê, hy was die rykste man in die ooste. Hierdie was skatryk. En in een oomblik verloor hy alles. Nou hier is die sleutel. Ja, toe ek dit lees toe, it blowed my mind. Sit jouself vandag in sy skoene. Job 1 vers 20. Dis nou nadat die boodskapper na hom toe kom en sê, die laaste slegte nuus, jou kinders is dood. Gebeur die. Job het opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeer, op die grond neergeval en in aanbidding gebuig. En gesê, naak het ek uit my moeder skoot gekom, en naak sal ek na my moeder skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Sal jy dit doen? Job rou. In daai tyd, as jy gerou het, was dit 'n tradisie om jou klere te skeer en jou kop kaal te skeer, om vir mense te wys, jy rou. Maar die manier wat hy gedeel het met die onverklaarbare, was aanbidding. Want geen mens kan vir jou die antwoorde gee van dit wat nou gebeur het nie. En daai was die sleutel vir sy deurbraak. Job het baie vrae gehad. Neem jy hom kwaadlik? Come on. Hoeveel vrae sou jy gehad het? Hoeveel van ons sou neergeval het in aanbidding na dit wat met Job gebeur het? En hoeveel van ons sou ons rug gedraai het op die Here en gesê het, as dit 'n God is van liefde? En Job het baie vrae gehad, en die probleem is met baie vrae, daar's altyd mense wat baie bereid is om vir jou die antwoorde te gee. Dis nie altyd die regte antwoorde nie. En mense het hom toe gekom en sê, miskien het jy iets verkeerd gedoen, miskien is jy nie regverdig genoeg nie. Sy vrou sê, vervloek God en sterf. En hy staan en hy sê, ek sal dit nie doen nie. Ek aanbid 'n lewendige God. Miskien deel jy vandag met verlies. Miskien het jy iemand nou verloor wat naby aan jou is.
Miskien deel jy met 'n verlies van jou besigheid, jou gesondheid. En as jy dit nou dink, in Job 1 was dit nou sharp, dis nou klaar, nou kom maar net herstel. In Job 2, toe verloor hy sy gesondheid, die ou was doodsiek. Miskien het jy jou gesondheid verloor. Miskien is jy nog in die proses van rou. Maar partykeer gaan jy deur hierdie proses van rou, en in jou swakheid, in jou hartseer, in jou gebrokenis, leen jy jou ore uit na die verkeerde stemme. Jy vat die verkeerde raad oor jou besigheid. Luister na die verkeerde antwoorde oor jou huwelik. Dis oukei om vrae te vra, maar iets gebeur in jou gebrokenheid en in jou verlies, as jy in aanbidding na God toe kom, dan ontmoet jy die antwoord op jou vraag. As iets wat gebeur as jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is op my laaste. En jy draai nie jou rug op God nie, maar jy draai jou gesig na hom toe. En jy sê, Here, ek soek jou met alles in my lewe. Dis interessant, toe Job 'n encounter gehad het met God, het God nie dadelik afgekom en vir hom al sy vrae geantwoord nie. Inteendeel het God vir hom nog meer vrae gevra. As jy dink, jy kan baie vrae vra, wag tot God begin vra. En dis nie dat God nie die antwoorde ken nie. Vandag wil ek jou vra, as jy vandag deur 'n verlies gaan, en dit voel of jou hart gebreek is, dit voel of daar niks meer oor is van jou nie, buig jou knie, en kom voor God in aanbidding, en ontmoet vandag die antwoord. My laaste storie, wil ons graag kyk na Matteus 2, vers 2. En dis nou hier nou waar die wyse manne, hulle sien 'n ster, en hulle kom van die ooste af, en hulle volg hierdie ster, want hulle weet, daar word vir hulle gesê, dit is die geboorte van die koning van die Jode, en hulle volg hierdie ster, en hulle stel die storie daarop, en hy sê, maar hulle kom toe by Jerusalem aan, en hulle vra toe, want die ster het toe gaan stil staan, en maar hulle wil weet, waar is die plek waar Jesus nou is? En hulle vra rond, en hulle vra, where is the newborn king of the Jews? We saw his star and rose, and we have come to worship him. Kom ons gaan na vers 8 toe. Then he told them, go to Bethlehem, dit is nou koning Herodes, ons gaan nou 'n bietjie meer van hom hoor, dis nogal 'n interessante mens. Go to Bethlehem and search carefully for the child, and when you find him, come back and tell me so that I can go and worship too. Vers 11. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chest and gave him gold, frankincense, and myrrh. Verse 12. When it was time to leave, they returned to their own countries and by another route, for God has warned them in a dream not to return to Herod. Nou interessant, is interessant as jy begin studies doen, hier is nou net soos 50 sent, wat ek nou vir julle wil ingooi, so extra 50 sent. Nou hierdie manne het van ver af gekom. Hulle het van Persië afgekom. Nou Persië van Jerusalem af is omtrent tussen 500 en 900 myl. Né? So, dit sou hulle ongeveer 2 jaar gevat het om tot by Jesus uit te kom. Hulle hoor 'n belofte en hulle weet hulle moet gaan aanbid. En vir 2 jaar volg hulle iets wat hulle glad nie ken nie. Ek dink partykeer word ons baie gespoon-feed in die kerk. Nee? Niks is meer vir ons 'n mystery nie. Niks is meer vir ons nuut nie. Maar hierdie ouens
ken nie Jesus nie. Hulle gaan op 'n belofte en op 'n teken wat sê, hier is die koning van die Jode, gaan aanbid hom. En hy gaan. So interessant, net so interessant, toe hulle by Jerusalem aankom, was Jesus nie meer 'n babietjie nie. So daai mooi stories wat ons sien, Jesus in die krippie, met die wyse manne. Nee, Jesus was ongeveer al 2 jaar oud toe hulle in Jerusalem aankom. Want die Bybel sê, toe hulle in die huis inkom, was die kind by Maria. Ons gaan nou 'n bietjie verder daar. In elk geval. Maar anders as Job, het die wyse manne nie gegaan om Jesus te aanbid uit hulle pyn en uit hulle verlies uit nie. Hierdie ouens was wel af. Hierdie ouens het gegaan omdat hulle 'n belofte van God gehad het. En toe Herodes uitvind dat hulle vra oor die koning van die Jode, toe raak hierdie ou super insecure. Heavy. Want hierdie ou was 'n bietjie van 'n interessante mens. Nou, hy was nie 'n goeie mens nie. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat het hy gedoen. Kom ek sê, hy was nou nie 'n people's person nie. Hy sou nou nie een van ons ster-volunteers gewees het nie. Herodes was 'n man wat kinders vermoor het. Hy het een van sy eie vrouens doodgemaak. Hy het 2 van sy eie seuns doodgemaak. Hy het sy skoonma doodgemaak. Okay, on, swiftly moving along. Julle, ek gaan my in die moeilikheid kry. Gelukkig is my skoonma op vakansie. Hy het eendag saam met 'n hoofpriester gaan swem en toe verdrink hy die ou. Maar die Bybel sê, noem hom Herodes die Grote, want hierdie ou was 'n amazing bouer. Hierdie ou kon bou, my maat. Hy het 7 forte gebou, 'n stadion en 2 tempels. Hierdie ou kon bou. Maar hy het voorgegee om te aanbid. En in vandag se tyd, in ons kerk, kry jy ware aanbidders en mense wat voorgee om te aanbid. Want hulle aanskyn en hulle persona is groter as om hulle knie te buig voor God. Herodes sê, gaan soek hierdie Jesus. En as jy hom kry, laat weet my, dan sal ek ook kom aanbid. Hy was te besig, hy het op die troon van sy eie lewe gesit. As jy God wil aanbid, kan jy nie op die troon van jou eie lewe sit nie. If you want to worship God, you need to step off your throne and lay down your crown. Aanbidding gaan nie oor jou gemak nie. Aanbidding gaan nie oor hoe jy lyk voor mense nie. Het gaan nie oor jou opinie van God nie. Ware aanbidding kan van jou 'n beter mens maak. Ware aanbidding sê ek klim van my troon af en gee God die regmatige plek as koning oor my lewe. Wat doen 'n koning? Hy regeer. Solank jy op die troon van jou lewe sit, regeer jy. Maar die oomblik as jy na God toe kom en jy buig voor hom en sê, Here, ek lê my kroon neer, ek klim van my troon af, dan sê vir hom, U regeer. En ek aanbid. Dis maklik om op Sondag te sing as om 'n lewe van aanbidding te leef. Jy kan Sondag sing en Maandag moord pleeg met jou woorde. Jy kan Sondag hande klap en jump voor mense want dit is wat hulle sien. Maar Maandag slaan jy jou vrou of mishandel jou kind. Jy sien die groot verskil tussen ware aanbidding. Ware aanbidding maak nie van jou 'n beter mens as ander nie. Dit maak van jou 'n beter mens as wat jy was. En vanoggend wil die Here vir jou sê, ek gee vir jou hierdie sleutel om te kom en sê, it's time to get back to the heart of worship, where it's all about you.
It's all about you. Die ander les wat ons leer uit hierdie 3 wyse manne is, hulle het 'n posisie gehad van aanbidding. Toe hulle in die huis instap, wat doen hulle eerste? Hulle buig. Hulle buig. Hulle het nie in die deur gestaan met hulle Samsung of iPhone en 'n selfie geneem en gesê, #worship. Dis die verskil tussen ware aanbidding en aanbidding wat ons wil hê mense moet sien ons doen. Ware aanbidding, gaan jy na Jesus toe. Jy is nie soos 'n koning Herodes wat sê, ek sit op die troon, so wanneer jy hom kry, laat weet my nie. Want jy sien, as jy God so aanbid, dan sê jy, Here, jy moet vir my goeders doen. Jy moet vir my werk. Jy moet my aanbid. Jy moet na my belange kyk. Ek is seer, ek is dit. Maar ware aanbidding sê, ek kom na jou toe en ek buig. Jy word nederig voor God. En die laaste ding wat ons leer uit hierdie 3 wyse manne uit, die oomblik toe hulle buig, die Bybel sê, they've opened up their treasures. Ons is baie vinnig, we are quick to give God our trash and slow to give him our treasure. Hierdie manne gee. Ons wil vinnig God aanbid wanneer dit sleg gaan met ons, maar ons vergeet om God te aanbid partykeer wanneer dit goed gaan met ons en hy verwag om te gee uit ons goedheid uit. En hierdie gaan nie oor geld nie, alhoewel dit kan geld beteken. Hierdie gaan nie oor dit wat jy besit nie, alhoewel dit kan besittings beteken. Wat leer ons? Waar jou skat is, daar is jou hart. En as jy vandag kom en sê, Here, ek gee dit wat naby my hart is. Nou vir party van julle is dit golf. Weet jy, as jy sê, Here, ek is so lief vir golf, en ek gee dit vir jou, kan die Here dit gebruik? Want die Here sê, ek het nou gesê, hy is niemand se skuldenaar nie, sodra jy vir hom gee, we cannot outgive him. Die oomblik as jy jou skat vir hom gee in aanbidding, he will take it, he will bless it, he will break it, and he will give it. Jou skat is nie vir jouself nie. Maar soos ek sê, ons is vinnig om voor God te buig wanneer ons in nood is. En dan hou ons vas wanneer ons gebless word. Let's give God more of our treasure than our trash. He's willing to take your trash and turn it into treasure. But when he turns it into treasure, give it. Want ons hou vas. Ons hou vas, ons is bang om te verloor. Vanmôre se sleutel gaan oor gehoorsaamheid. Dit is 'n vorm van aanbidding. Hierdie sleutel sê, as jy deur verlies gaan, deur hartseer, deur gebrokenis, is jou antwoord aanbidding. Hierdie sleutel sê, ware aanbidding sê, klim van jou troon af en gee God die regmatige plek in jou lewe. Hierdie sleutel sê, daar is 'n posisie van aanbidding. En sorry, ek wou dit nie sê nie, maar I think it's necessary. Jy het 'n verhouding met God. Amen. Wys hom, jy het 'n verhouding met God. As jy staan, hierdie is die maklikste plek. Ons letterlik dek die tafel vir jou so gemaklik as moontlik om God te aanbid. Dan kry jy nog steeds mense wat in sy teenwoordigheid staan en hulle neuse optrek. Aanbidding gaan nie oor jou nie. Aanbidding gaan oor God. En al wat jy kan doen, is om aanbidding te gee, nie te ontvang nie. Vanmôre is dit tyd that we come back to the heart of worship. Aanbidding sê buig. Aanbidding sê gee. Aanbidding sê hoor.
Aanbidding sê, los. En vanmôre voel jy miskien, as goeders in jou lewe wat vas is. Buig voor hom vanmôre. Jy kan kies vanmôre in aanbidding om pliable te wees. Dit is Here, ek buig, omdat ek wil buig voor 'n lewendige God. Of soos wat baie van ons 'n getuienis het van dat ons was gedwing om te buig voor God. Ek kies eerder om te buig voor God, voordat ek gedwing word om te buig voor God. Die Bybel sê, eendag sal elke knie buig en elke tong bely dat hy God is. Maar ek kies nou, die 4de Mei 2025, om van my eie opinies, my eie illusies, my eie drome, my eie planne ontslae te raak en sê, Here, ek buig voor U, kom regeer. Come back to the heart of worship. Ek wil eers met hierdie lied sing, en dis 'n uitnodiging, en ek wil jy met hierdie lied sing, en na elke woord aandagtig luister. Sê, Here, when the music fades, and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. It's more than a song, for a song in itself is not what you have required. Ek kom terug na die hart van aanbidding, waar dit alles oor U gaan. Wil jy nie daar sit, terwyl ons hierdie song sing, en net op 'n punt kom en sê, Here, ek's jammer. I'm sorry, Lord, for the thing I've made this. Miskien het jy aanbidding ook oor jouself gemaak. Dit gaan nie oor jou nie. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you joy. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper than this, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, where it's all about you. It's all about you, Jesus. Ek wil vra dat ons nou gaan gereed staan met die nagmaal. Terwyl hulle die nagmaal uitdeel, moet jy besef dit wat jy in jou hand hou vanoggend, daai broodjie en daai glasie druiwesap, is seker een van die grootste vorm van gee. Dis wat hy gesê het, ek hou niks terug nie. Weet jy hoeveel vertroue moes Jesus in die mensdom gehad het, en God in die mensdom gehad het, om daai offer te maak? En sê, ek weet, daar's potensiaal in my kinders, en al wat ek wil hê, is dat hulle voor my moet buig, want ek is so gereed om te help. Ek wil in hulle lewens wees, ek wil intens belangstel, en deel wees van hulle lewens. En vanmôre jou sleutel is,
Kom ons kom in aanbidding voor hom. Kom ons kom in aanbidding voor hom. As jy vanmôre terwyl ons die lied nog sing, en hier is 'n oop uitnodiging. As jy sê Here, ek kom in aanbidding voor jou. Ek lê my troon neer, ek lê my kroon neer en ek buig voor jou. Ek sê Here, kom regeer my lewe. Dan wil ek hê, as dit jou gebed is môre, moet jy sê Here, ek staan op as 'n teken van oorgee môre. En as jy opstaan, wil ek hê jy met jou hande in die lug opsteek en sê Here, hierdie is 'n teken. Ek gee oor, Here. Ek kom terug na die hart van aanbidding toe. Waar dit nie oor my gaan nie. Gaan oor U, Here. King of endless world. King of endless world. No one could express how much you deserve. Though I'm weak, Lord, though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you, Lord. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Oh, you search, Lord. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. Yes, it's you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, where it's all about you. As dit vanmôre jy is staan te voete en sê, Here, I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. Oh, it's all about you. Yes. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, Lord. It's all about you. Oh, it's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about. Oh, it's not about me. It's all about. It's not about me, Lord. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Kom ons verklaar dit vanmôre. It's all about. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about. Kom begin jou kroon neerlê voor hom môre, Here. It's all about you. It's all about you. Geef vanmôre van jouself. Sê Here, ek nader vanmôre tot jou. Oh, it's all about you. Oh, ons buig voor die Here. Oh, it's all about. Oh, not about me. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's
ons staan voor U. Wil ons môre in U teenwoordigheid kom en voor U kom buig, Here. So Here, ons lê vanmôre ons lewens. Ons hartseer. Ons verlies. Alles wat ons is, Here, kom buig ons voor U neer. Here, vanmôre verklaar ons dat ons van ons trone afklim en tot U nader. En ons erken U vanmôre as koning en heerser oor ons lewens. Ons erken U vanmôre, Here, as koning en heerser oor ons families. Ons erken U vanmôre, Here, as koning en heerser oor ons besighede, oor ons gesondheid, oor ons finansies. Here, ons erken en ons bely dat U is die koning van ons lewens. En vir die laaste keer vanmôre, Here, klim ons af en ons sê, Here, U regeer, U heers, U lei. Here, wat ons weet, sodra ons katte voor U kom neerlê, Here, gee U vir ons 'n skat terug. En vanmôre, Here, kom lê ons dit neer voor U, alles wat ons is. En ons bely vanmôre, Here, dat ons aanbidding iets anders gemaak het as oor U. It's all about You, Jesus. U is waardig, Here. U is waardig, Here. Vanmôre wil ons julle stuur met hierdie sleutel. As jy op 'n punt kom wat jy nie meer kan nie, know He's got your back. As long as you bow before Him and acknowledge Him as King. Hy is gereed en reg, willing and able to do exceedingly, abundantly, more than you can ever ask, pray or even think. Maar die sleutel is, buig. Buig. Mag julle 'n geseënde week hê, en as julle in hierdie plek kom, en onthou, aanbidding is nie op 'n Sondag nie, dit is 'n leefstyl. Jy kan dit in jou kar doen, jy kan dit in jou baas se kantoor doen, jy kan dit in die badkamer doen, you can do it wherever you are. Amen. May God bless you.